Welkom by jou ma se pot. Ek is Junay En ek is Marina. en ons het super lanklaas met julle gepraat. Baie lank. Wow. Voel soos jare, maar dit was dalk 'n met paar maande. maande, ja, want Ja. ek dink April was ons laaste. Regtig? Ek dink so. Ja, ons moes daai vinnige een gehad, maar ek het hom O, toe nooit ja. opgesit nie. Ek toe nie een was nie. Ja, ek het hom op ons Bybelstudiegroep Yes. gesit. Ek wonder of hierdie wind nou gaan pla. Kom ons ja, gaan nou nie kan pause en hoor nie. As ek weet nie of die wind gaan pla nie, julle, as dit plaas ons jammer daaroor. Ja. Here asseblief moenie laat die wind pla nie, maar dit herinner ons om te bid saam met Marina. Begin ek met gebed. Ja. Okay. Dierbare God, Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike voorreg om hier te kan sit in die sonnetjie waar die wind waai en so rustig net ons rustig maak. Vader, dankie vir die oomblik se hitte en hierdie koue. Vader, dankie dat ons net op hierdie oomblik kan dink aan mense wat nie so bevoorreg soos ons is nie, wat regtig Vader koud kry en nie oplossings het nie. Vader, wat nie weet om met hulle kinders te maak nie, wat nie weet om hulle kinders warm te hou nie. Vader, ek vra dat U vandag vir hulle uitkoms gaan gee. Hou hulle warm en maak hulle van binne warm met U liefde, Vader. En help mense om gehoorsaam te wees as hulle moet help om hulle warm te hou. Vader, dan wil ek ook vir U vra om met ons deur hierdie pot te gaan, Vader, dat ons regtig dit wat U vir almal wil sê, Vader, dat dit is wat sal uitkom, Vader, en dat ons regtig deur U gelei sal word om die regte goed te sê. Dankie vir die liefde, dankie vir die genade en dankie vir die oomblik wat ons net kan stil word. Amen. Amen. Ja, ek is baie bly ons kom weer by die pot uit. Ek mis dit as ons dit nie doen nie. Baie. Ja, want dit is vir my ook altyd verrykend op die einde van die dag. En ek voel ons moet gaan sit vir ek altyd stilte tyd hou. Okay. Let's do it. So ons is by die dammetjie by my huis vir julle wat nou niks kan sien wat hier aangaan nie. Ons het 'n ja, ons het ja, ons het so 'n dammetjie oorkant ons huis en dis waar ek partykeer kom vir stilte tyd. So partykeer voel dit vir my of die Here my nooi na die dammetjie toe. So dan kom sit ek hier en dan het ek altyd soos regtig 'n ontmoeting met die Here. En partykeer wanneer ek so skuldig voel omdat ek nie genoeg tyd saam met die Here spandeer nie, dan sien ek hoe sit die Here hier alleen op hierdie bankie. Ja, dis baie sleg. Definitief skuldig aanvoel. Definitief. Sien ek hoe sit Jesus hier met so 'n daai gesiggie wat die mense by die robotte het. Maar ja, hy mis my. Hy like my baie, so ek verstaan dit. Ek hou van jou. Sit jy ook met so gesiggie as ons nie kan pot nie. Ja, my hart het so gesiggie. Ja. So ek dink wat soos die laaste ons daar's soveel eintlik om oor te praat omdat ons so lank laas by mekaar of by die pot uitgekom het, ons mekaar daarin intussen gesien. Ons het op ons eie gepot. Ja. Ons het gepraat. Ons nie met maar praat in die normale wêreld. 'n Ou gesprekkie aangeknip. Maar een ding wat regtig vir my uitgestaan en ek dink ek het dit al in vorige pods ook gesê en waarmee die Here met my besig is op hierdie stadium is net om op hom te vertrou vir alles in my lewe, op hom te vertrou vir alles in my lewe en net te fokus op dit wat hy van my verwag. Want die probleem is ons probeer alles in ons lewe beheer en ons vergeet om die goed te doen wat hy wel van ons verwag, soos om tyd in sy woord te spandeer, soos om tyd in sy teenwoordigheid te spandeer, soos ons verval in Martha wanneer hy sê Maria is al wat ons hoef te doen, is net by sy voete sit. Dit is ons hoef net by hierdie bankie te kom sit, soos ons moenie laat hy daai hartseer gesiggie kry nie, sit nie. Dis al wat hy van ons verwag, maar ons wil al die ander goed doen wat hy actually anyway in charge is van. En die versie wat ek het, wat ek nou nie fisies het nie, is Filippense 4. So vroeër in die week het ek ook met iemand gesels en die versie was op ons tyd is en dit is daai versie wat gaan oor dat hy vir ons vrede sal gee wat alle verstand te bowe gaan. En ek dink dis wat elke persoon soek. Ons soek net vrede. Ons dink, ek dink die vyand het dit reg gekry om ons te convince ons soek comfort. Maar comfort is nie vrede nie. Jy kan in die comfortableste plek in die wêreld wees en nie vrede hê nie. Dan is jy nie comfortable nie. So ja.
En toe is dit asof die Here vir my toe ek daai status van ons sien herinner, onthou meeste van my beloftes kom met voorwaardes. En gaan kyk wat is die voorwaarde. En ek gaan toe en dis daai Efesiërs 4 vers 6 is daai van bid oor alles. Dit nog sin. Ja, bekommer oor niks, bid oor alles. Bring al julle versoeke in gebed en danksegging na God. So ietsie. Daai is nou geparaphrase, maar dis basically presies wat dit sê. Wel, dis basically wat dit sê. En dis ek net soos dis so eenvoudig. Maar ons oorkompliseer selfs Christendom. Want ons wil dit die beste doen. Ons het soos 'n performance idee en is nie aspres nie. Dis nie dat ons dit doen om 'n na die badge te kry nie, maar ons is al so half geprogrammeer deur die wêreld dat jy moet iets moet vir jou baie effort wees, anders doen jy dit nie reg nie. En ek dink dis hoekom Jesus ook vir ons moet sê, my juk is sag, my las is lig. Hoorie my hierdie son is nou something else hierso. My is baie lekker. Baie lekker. My Relentless. Ek kry koud om dit bly. Ja, nie afloop kort wat so koud was. Nee, dit is definitief so en ek dink mens persoon ons gaan soek ons vrede op ander plekke. Ons soek ons dink okay, as ek net hierdie week agter die rug het, dan gaan ek vrede hê. Hierdie is 'n rowwe week. Hierdie week is die kinders besig en ons baie goedjies op my lysie, maar volgende week. Soos ek het regtig gedink ek gaan by die spanbou baie meer tyd hê om stilte tyd te doen. Ek het regtig gedink ek gaan en ek het al uitgesien na dit en het gevoel as ek daar kan kom. As ek net hierdie agter die rug kry hierdie week, dan as ek rustig by die spanbou, daar's nie kinders want ek sit tog al ek bly in shift. Ek het nie regtig dit nie. Ek sit tog al baie keer die blaam op. Dis besig van die kinders. Dis besig van my werk. Dis besig want daai redes. So dis altyd besig en ek het gedink as ek nou by die spanbou is, nee, kyk, dan gaan ek nou lekker tyd en ek het net nie 'n oomblik stilte tyd gehad nie. Dit was letterlik in die aande as ons gaan slaap het. So ja, dis definitief ek mens moet dit net 'n prioriteit maak want dit is daai tyd, daai gebedstyd en daai stilte tyd en jy hoef nie ek sê nie mense gaan almal, ek dink nie almal is in 'n fase in hulle lewe waar dalk is ek verkeerd, maar dat jy 'n uur het om te gaan sit op 'n bankie en stilte tyd hou nie. Partykeer is my stilte tyd ek wat opstap van my kamer af boontoe en net sê wat nou? Sê vir my wat is my en dan mens voel of in die stort staan en hy wat met jou kop so teen die teel. Verstaan, maar net daai oomblik en daai surrender en sê ek gee oor. Ek gee oor, môre gaan ek reg begin en net weer in daai proses te kom van ek aan die begin van die dag gee ek my dag aan God oor en hy gee vir my tyd. Ek meen hy het nou vir my tyd gegee op pad hiernatoe, stilte in die kar. Kan niks anders doen nie en ek kon rustig wees in dit en mens moet jou oop hou vir sulke geleenthede want hy gee dit vir jou. Ja. Ek dink dis 'n baie goeie punt. Soos ek dink die Here het genade vir ons. Ons moet hom 'n prioriteit maak. Daar is nie 'n vraag daaroor nie. Soos dis ons moet dit doen. Maar soos ons hoef nie rigied te wees om ons stilte tyd hoef nie soos enigiemand anders se stilte tyd te lyk nie. Miskien is jou stilte tyd in jou kar tussen rondry vir wie ook al jy moet rondry of miskien is jou stilte tyd in die oggend net voordat jy uit die bed uit klim, lees jy net een hoofstuk of een versie of ietsie en hê 'n gesprek met die Here. Ek dink die belangrike ding is net om ons gedagtes op God te hou. En ek dink ook dan sal ons meer geneig wees om my geleenthede raak te sien. Want dit is die punt van stilte tyd. God het ons nie nodig nie. Ons het hom nodig. Ons het nodig om onsself te herinner. Hy is in beheer. Hy is aan ons kant. Sy planne vir ons is vir voorspoed. En dan gaan mens net die dag heeltemal anders in. Daai Bybelversie ken hom in al jou weë. Ja. Persoon beteken nie jou paai gaan gelyk wees nie. Dit beteken net hy gaan elke deel saam met jou stap so jy kan sy hand vashou en net op hom fokus. Ja, hy gaan jou paai gelyk maak. Dis wat hy sê. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paai gelyk maak. Dit beteken die stuk waar jy nou is gaan dalk nog nie gelyk wees nie. Maar daar waarheen jy op pad is, gaan dit op die ou einde gelyk wees, verstaan?
En ek dink dis wat ons mee struggle, want ons sien net hierdie speed bumps waaroor jy nou struikel. Klein klippie. Ja, en jy sukkel om te vertrou dat daar iewers is daar baie gladde en potholes. Hier in Suid-Afrika ken ons van potholes. Ja, God. Maar daar waar God is, of daar waar God vir ons beplan, is die paaie gelyk, is so gelyk is van goud. Ek kan nie wag vir dit nie. Imagine that. So ja, ek dink ek het 'n videoetjie gesien op Facebook wat ek ook soos ek moes Facebook en Instagram en daai goed van my foon afhaal, want dit het ook baie van my tyd gesteel. Soos ons sê ons het nie tyd vir God nie, maar dan spandeer jy spandeer maklik 'n halfuur op Facebook. Ja. Imagine as jy daai tyd aan die Here spandeer het. En die videoetjie was van 'n vrou wat so sy het verskillende hoenderborsies wat sy in Ziploc sakkies gesit het en dan is elkeen nou opgeskryf waarin dit gemarineer word, soos barbecue, ranch, lemon and herb, wat ook al. Het jy dit gesien? Ja, maar O, ek het dit iewers geshare. Ja, ergens het ek dit. Was Ek ook kan 'n dit onthou status nie. of iets. Ja, onthou, ek weet nie, maar anyway. En toe besef ek net, soos want ek het op 'n plek gekom waar ek gevoel het ek wil minder goed in my lewe hê. So ek het gedink ek gaan miskien nie meer Donderlaw Ladies Bible Study doen nie. Ek het gedink om die pot te los. Ek het gedink soveel goed. En toe op die ou einde toe besef ek net soos wat ek nou doen is ek vat God se marinade net. Ek maak God se marinade minder in my lewe. Die ander goed gaan nie minder word nie. Soos die ander uitdagings gaan nie minder word nie. As ek enige iets minder maak, dan moet dit die wêreld se goed wees. Nie die tyd wat ek spandeer saam met die mense van God om die dinge van God te doen nie. So, ek dink dis ook iets waarvan ons moet bewus wees, soos waarin is jy besig om te marinate? Waarop is jou fokus? Want as ons in die wêreld gaan marinate, dan gaan ons soos die wêreld lyk, ons gaan soos die wêreld proe, ons gaan soos die wêreld wees. Dis waar. So mens moet soos die wêreld vir nie. nee, wêreld ek kan proe vir my nee, sleg. ek dink ek hou nie so baie van die wêreld. Nee, ek dink die wêreld proe soos 'n asbakkie. As ek aan die wêreld se smaak dink, is dit wat En my dit ryk soos daar as jy verby Ja, daai sap lekker ry. Ja, nee, Not lekker. nee, ek wil nie so ryk of nie. So ja, ek wil in die Here marineer en maar dit het jy tyd nodig vir dit. Dit is die ding, soos mens moet tyd maak en dit is harsh. Ek het nou die dag, ek dink is in Lukas 'n vers gelees waar die Here so sê jy moet al jou besittings weggee. So jy soos Here? Regtig? Maar dit is wat ons staan. Alles soos elke ding. Maar toe besef ek soos dit is nie dat jy nou moet ek moet nou iemand bel en sê kom haal asseblief al my aardse besittings nie, maar jy moet bereid wees om alles te verloor vir die Here. En toe dink ek soos bietjie daaroor. So ek soos is ek bereid om alles te verloor vir die Here? En ek moes lank dink. Maar dit is moeilik Ja. want ek is vas aan my goed. Dis die probleem, ja. Dit klink nou seker baie simpel, maar ek is lief vir die goed wat ek gekoop het want ek koop iets wat ek daarvan hou Ja, jy's reg. en ek werk hard vir my geld en dit is 'n groot deel van my lewe om te werk vir my geld en dan koop ek dit met my geld en ek verstaan nie, dis alles niks. Ja, Dis alles eintlik niks. Exactly. So jy het 'n liefde vir niks en dit is die probleem. Soos dis daai hele vers waar hy sê ons kan nie God en Mammon dien nie. En ons besef nie dat ons Mammon dien nie. Maar wanneer ons lewe vol goed maak in plaas van vol God maak, dan is ons besig om Mammon te dien. En dit is so maklik om 'n vinger te wys om te sê ja, daai persoon doen dit en dit en hulle Kyk nou weer daai nuwe kar. Kyk hoe skep hulle kinders af want hulle Maar sy kan nie by Bybelstudie uitkom nie. Sis. Dit is die tyd te verstaan. Dis almal ewe skuldig. Ja. Almal is ewe skuldig. Ja, 100%. En dit is nie soos 'n moeilike, dis net ek dink soos dis net iets wat mense in tyd by die Here moet kom want wat ek besef het soos wat ek nou doen is as ek iets wil hê, dan sê ek soos Here, ek wil hierdie ding regtig hê en ek sit dit in u hande. As ek dit kry ek dit. As ek dit nie kry ek dit nie want ek is soos as ek vir my man iets vra dan pretty much een of ander tyd gaan ek dit kry.
Maar ek weet ek sit hom eintlik onder finansiële druk en vir wat? So nou is ek net soos ek gaan nie meer dit doen nie en ek wil soos ek wil wat ek kan gee, wil ek gee want veral in die Gospels, julle gaan lees bietjie die Gospels weer. Hoeveel keer prys God dit as mense hulle besittings vir die armes gee, hulle geld weggee, hulle soos liefdadigheid is regtig iets wat super na aan die Here se hart is, maar ons doen dit nie want ons het 'n vrees van te min hê, van tekort. Ja. En die woord sê vir ons al wat ons nodig het is Jesus, hy sal vir ons sorg. Kyk na die blommetjies, kyk na die voeltjies. Ja, jy gaan nie tekort hê nie, maar ons vrees is nie net dat ons tekort het nie. Ons vrees is dat ons minder het as ander. Ons wil nie tekort skiet teen ander nie. Ek wil nie my kind moet met sy Pep skoene staan en daar staan sy baadjie met Nikes of wat ook al nie. En op die ou ende leer ons dit vir ons kinders. Ons leer vir ons kinders ook om mammon te dien. So yeah, that's what I'm busy with currently, trying not to serve mammon. Ja. Dis 'n groot ene. Ja. Want hoe meer ons gee, hoe minder gee ons om vir ons aardse. Exactly. Daar waar jou skat los is. van daai. Ja. Daar waar jou skat is, daar sal jou hart wees. En ons skat is soos as jy dink aan die hoeveelheid wat jy al weggegee het en die hoeveelheid wat jy bymekaar gemaak het, dan is dit nie moeilik om te sien waar jou skat is nie. Waar lê die probleem? Ja. Definitief nie by my nie. Sit ek sê It ek wasn't- wel ek die kasse. So was dit me, ja. Kom jy terug met groceries. Ek onthou ek het een keer groceries gekoop en toe ek terugkom toe die Jean soos maar gaan nie 'n apocalypse wees nie, maar jy voel somehow net of jy reg adult wanneer jou koskaste vol is. Ja. En ek dink nie dit is die Here se so self-preservation is nooit die Here se wil Ek vir het nooit ons eers nie. besef nie, maar nou maak dit sin. Wat? As iemand in my yskas kyk en ons nie veel goed nie want ek het nog nie beplan vir die week en sê ek altyd soos Ja. dit dink jy die mense ons ly honger. En Ja. weer persoon wat dink mense? So what? So what? Ja. Tog gee hulle vir my kos. Is schon is lekker. Ja, Ek bargain. het dit te maak. Kry 'n bietjie jammer. Maar dis 'n groot ding. Ek dink waar jammer kry is vir my. Ek wil nie mense met my jammer kry nie. God dit. Dit is eintlik so simpel. Ja. Dit is simpel. En dan sit ons 'n front voor. Ja. Ek is lief vir 'n front. Oh my goodness, even me. Nee, ek is nie lief vir 'n front nie, maar ek Ek doen ek doen 'n dit. front. Ek doen 'n front op. Kan ek vir jou sê gisteraand se front? So ons is by. So ek love vrugte in kos. Ek gee nie om wat enigiemand sê nie. Soos ek wel nou vandag gee ek nie om wat enigiemand sê nie. Maar pineapple op pizza is lekker vir my. Ek sal 'n gebraaide piesang graag. Hallo. Hello. How are you? That's good. Graag eet saam met 'n breakfastie, saam met 'n bacontjie. Is lekker. Gebraaide piesang. Ja, Ek probeer net. Is lekker. Ek sal 'n piesang op 'n pizza eet. Ek sal dit eet. Gisteraand sê die ou langs my, "Weet jy party mense eet pizza op piesang?" Ek sê, "Nee, sis." En in daai oomblik is die Here soos, "Rarig. Oor gebraaide piesang gaan jy nou maak." En dit besef ek net soos eintlik vanoggend toe gesels ek met my niggie daaroor. So ek sê so fake. En toe is dit net soos ons moet agter die wortel kom en dis net asof ek dadelik besef dis fear of rejection. Soos jy wil nie iets doen wat ander mense reject nie. En as jy nie kan opstaan vir piesang op pizza nie, hoe gaan jy eendag opstaan vir Jesus? Verstaan jy? As jy vir so klein dingetjie wat soos wat maak dit saak? Wat gaan jy doen as mense vir jou sê soos jy moet nou doodgaan vir Jesus? Verstaan? So ja, bid vir my asseblief daaroor. Almal wat hier nou luister, SOS. Dit vir piesang op pizza. Bid vir piesang op pizza. Dat dit 'n ding raak. Ja, ek soos in daai gedagte het net by my opgekom soos die Here sê worship me in spirit and truth en soos hy wil nie hê ons moet voorgee nie. Hy het ons nie gemaak om voor te gee nie. Hy wil hê ons moet ons eie unieke weird piesang op pizza loving self wees. En dis vir wie hy lief is en dis wie hy geskaap het. En die sad ding van dit is mense relate ook meer tot jou as jy Okay, sorry julle dwynig maar net gedogbel wat ek gesê het is mense relate meer tot jou as jy authentic is want mense kom agter as jy soos jy's net gemakliker in jou eie vel as jy jouself is.
En ek dink dit is wat ons die meeste oorweldig laat voel, is juist daai maskertjies wat ons opsit, juist daai voorgee. Want ek bedoel, my kinders moet tog net aan alles deelneem, dat mense tog net my kinders raak sien. En dit is hoekom. Nee. Vir wie moet hulle raak sien? God sien hulle Net reeds. God, en hy sien hulle reeds. Ja. Verstaan, vir wie doen ons al hierdie goeders? Ons doen ek is baie skuldig daaraan dat ek goed vir mense doen. En dan is dit nie ek nie en dit pla my want dan begin jy dink maar wie is ek en dan sit so hele spiral en eintlik is dit net ek is 'n kind van God en hy is my lief. Hy het my soos ek gemaak. Hoekom sal ek maskers opsit? Exactly. Soos ek het ook 'n deel in die Bybel waar die Here berispe. Ek kan nie onthou seker maar Israel waar hy sê wie is jy? Klei. Wie is die klei om vir die pottebakker te sê wat hy moet maak? En dis wat ons doen. Soos hy het ons reeds gemaak. En nou ry daar 'n trekker gou verby ons. Hy het ons reeds gemaak. En ons is soos nee, ek hou nie so baie van hoe ek lyk nie. Ek hou nie so baie van die feit dat ek nie kuit het nie. Ek hou nie so baie van die feit dat ek nie van pizza op. Ag, ja, verstaan jy? So ja, ons moet onsself net soos wat God ons gemaak het aanvaar en dat God self aan die dele wat hy nie van hou nie verander. Ons hoef nie dit te doen nie. Ons hoef nie hierdie perfekte prentjie voor te gee of perfek te wees nie. Ons moet in ons eerlikheid na God toe kom en dan sal hy afsny wat moet af. En dit is so mooi en dan ek sê van marineer in God. Dit is ons wees. Ons moet net marinate. Verstaan, dit is waar dit is jou werk. Ja, marinate in God. Exactly. En dis rus. Verstaan as jy daaroor dink. Daai hoenderbors is nie besig om super hard te probeer om te marineer nie, nee. Hy lê net daar, letterlik, hy lê net daar. So kom ons lê net by die Here se voete. Kom ons spandeer net tyd in sy verantwoordelikhede. Wat gaan aan met my? Teenwoordigheid. Ek het begin vir woorde soek. Kom ons lê net en wees net in sy teenwoordigheid en kom ons fokus net op dit. Kom ons vergeet van ander goed. Actually, voordat ons bid en afsluit, 'n baie soos handy tip wat ek ook op een of ander video geleer het hierdie week is, die vrou vra as iets oor die vrou se gedagtes kom, dan sê sy soos Here, is hierdie op die agenda vir vandag. Want ons 'n vers mos in die Bybel wat sê vandag het genoeg moeilikheid, soos moenie worry oor môre nie. So dan vra sy, is dit op die agenda vir vandag? En dan as sy sê ja, dan doen sy iets so aan. As hy sê nee, dan weet sy dis op die backburner en hy sal op weer herinner. En ek dink net ons lewe moet soveel meer eenvoudig wees. Dit hoef nie so kompleks te wees nie. Al wat ons hoef te doen is seek first the kingdom of God, dan sal hy al die res doen. So kom ons oefen dit. Amen. Ons afsluit. Here, baie dankie dat U vir my en Marina hierdie geleentheid geskep het om by mekaar te kom, Here. Vergewe ons vir al die kere wat ons probeer dinge dwing in 'n rigting of probeer dinge uitwerk hoe ons dink dit moet werk en nie net vertrou dat U reeds in beheer is, dat U reeds 'n tyd daarvoor geskeduleer het en dat U reeds weet hoe dit gaan uitwerk nie. Vader, ek bid dat U regtig ons en elke persoon wat na hierdie pot luister, hierdie week of 2 weke of 3 weke of hoe ook al lank dit mag vat voordat U my en Marina weer bymekaar bring vir die pot. Fokus net op U, fokus op net tyd by U spandeer, fokus op net U koninkryk soek en vertrou dat U al die ander dinge vir hulle ook by sal gee. Here, dankie dat U ons liefhet, dankie dat U vir ons is, dankie dat U planne vir ons goed is en dat ons 'n hoop en 'n toekoms in U hande het, nie in ons eie nie. Ons loof en prys U groot en heilige naam. Amen. Amen.